Hemelse Vader, ons dank en eer U vir die wonderlike woord wat vir ons leer dat as U die huis nie bou nie, te vergeefs bou ons daaraan, as U die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagters. Ook wat die gemeente aanbetref, Here, weet ons dat U deur U Gees U gemeente bou. Die Bybel sê vir ons, Here, dat die helse magte U koninkryk nie kan oorweldig nie. Dis ons troos, dis ons anker, dis ons hoop. En baie, baie dankie vir hierdie gemeente wat U nou bykans 4 jaar terug in die lewe geroep het. En dat ons vanmôre nog kan sê, geloof sy die naam van die Here. Dag na dag draai ons. Ons gaan ook deur groeipyne soos enige gemeente, soos enige liggaam van Christus, maar ons dank U, Here, vir die samesyn, dankie vir die samehorigheid, dankie vir die liefde en aandeel van elkeen in U werk, ook in Berea Christen gemeente. En is die gebed van my hart dat U vir ons ryklik sal seën met al die geestelike seëning in Christus Jesus ons Here. En dat ons eendag op 'n slag sal vat en op U sal wag en op U sal hoop, Here, vir daardie dinge wat ons graag wil bekom, soos 'n kerkgebou en 'n plek van aanbidding, maar dat ons sal weet, Here, dat hy wat glo nie haastig sal wees nie. Dat op die regte tyd sal U vir ons gee wat ons nodig het, dat ons in die interim tyd moet aangaan met die werk wat U ons gee om te doen. En dit is om skynende ligte in hierdie donker wêreld te wees. Ag Here, as ons die verval in Suid-Afrika sien, onder ons nie blankes en blankes, Here, ons kyk na ons land oor die algemeen, die ekonomiese verval. Here, ons sien die morele verval, ons sien die geestelike verval. Dan roep ons na die hemele vanmôre. Want ons weet, Here, dit is net U wat 'n uitkoms kan gee. En gisterand, soos ons in ons huisgodsdiens ook gebid het, dat U weer opnuut die kerk van Christus sal opwek om die evangelie te gaan verkondig. Dat ons, Here, in hierdie wêreld 'n verskil sal maak en dat die boodskap wat ons sal bring, niks anders sal wees as Christus en hom as gekruisigde nie. Ag Here, ons kan ons besig hou met 1001 ander dinge, en ons kan poog om ons koffers te vul of ons kerk vol mense te kry, maar as Christus nie verhoog word nie, wat is die doel van die oefening? Wat is die doel van ons byeenkoms? En daarom pleit ek U, Here, dat ons altyd besig sal bly met die hoof van sy kerk, Jesus Christus, die opperherder wat sal verskyn, om aan ons loon te gee vir ons getroue arbeid. En daarom bid en pleit en vra ek, Here, dat U nie net vir ons sal seën en gebruik nie, maar ook elke ander kerk van die Here Jesus Christus wat vanmôre besig is met U waarheid. Stuur ons uit, gebruik ons in U diens en tot U eer. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig vermenigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Maar kom ons lees saam uit Johannes 3. Ons lees daar die eerste 8 verse saam. Nou vanmôre is die begin van Pinkster 2026. Vriende, ek het hierdie week daaraan gedink, kan jy glo dit is middel van 2026. Dit is 26 jaar nadat hulle gesê die wêreld sal vergaan. 2000 het hulle gesê alles sal ophou, alles sal vergaan. 26 jaar het verbygegaan. God se groot genade en liefde oor ons wêreld is nog steeds uitgesprei en tog is mense besig om verder van die Here af weg te beweeg in plaas van nader na hom. En dit is vanmôre weer vir ons 'n voorreg om ten spyte van die verval hier as gemeente saam te wees en met U te praat oor die koms en werking van die Heilige Gees. Nou, vriende, wanneer ons praat oor die Heilige Gees, kan ons vir weke en maande oor die Heilige Gees praat. Ons kan regtig soveel boodskappe aan U bring en soveel gedagtes met U wissel. Maar dit is verseker so dat ons vanmôre moet bietjie praat oor die koms en werking van die Heilige Gees. Vanmôre gaan nou die inleidende boodskap wees en dan is daar 5 oordeenkings wat sal volg, wat ek ook opgeneem het, wat handel oor die gedeelte daaruit, Johannes 14, 15 en 16, wat baie breedvoerige inligting gee oor die Heilige Gees. Nou, so 'n paar weke terug toe, kry ek 'n boodskap van 'n pastoor van 'n gemeente, en hy sê vir my, hoorie Gerard, ek wil nou nie met jou so 'n bietjie moeilikheid soek nie, maar luister asseblief na hierdie boodskap. En dit het nou gegaan oor die spreek in tale, wat eintlik maar die hore geryde, kan ek die woord gebruik, foefie van die Pinksterkerke is? Die sogenaamde spreek in tale, wat eintlik vandag geensins ooreenkom met dit wat in die Bybel plaasgevind het nie, maar ek sê toe vir hom, dis reg, ek sal na jou boodskap luister, maar, daai maar is 'n wonderlike woord. Ek gaan vir jou 'n boodskap stuur, en dan moet jy ook na hom luister. En as ons albei na mekaar se boodskappe geluister, dan ontmoet ons vir koffie,
En ons praat daaroor. Hy stuur toe vir my sy boodskap, waar hulle nou sê dat 'n mens, weet, die gawe van tale moet ontvang, en hy het vir myself gesê, dat hy elke môre 'n halfuur in tale bid. Nou, ek sukkel om 'n halfuur te bid. Nou weet ek nie, hoe bid jy 'n halfuur in tale nie, want jy sê eintlik niks nie. Maar hoe dit ook al mag sê, ek het die boodskap geluister wat hy vir my gestuur het, en ek het vir hom Dr. John MacArthur se boodskap gestuur. En hy het 'n boek geskryf met die naam van Charismatic Chaos, Strange Fire, 'n boek wat hy geskryf het en baie goeie inligting deurgegee het, en ek het nog nie koffie gedrink nie. Dis my probleem. Daar was nog nie 'n afspraak gemaak nie. Nou verstaan ek nie hoekom nie. Maar die hele gedagte is net, vriende, die hele onderwerp van die persoon van die Heilige Gees het 'n vreemde saak geraak vandag. Kerke is besig om mense te probeer intrek, om sekere ervarings en dinge te beleef, en ons kom nie uit by die hart van die evangelie. Dat die koms van die Heilige Gees is juis om ons te wys na Christus. Die een wat sou sterf en wat gesterf het aan die kruis, die beloofde Messias wat opgestaan het, en die Bybel sê vir ons, soos Christus die Vader verhoog het, so sal die Heilige Gees Christus verhoog. En tog vind ons vandag dat meeste mense reken dat die koms van die Heilige Gees is om aandag na mense te trek. Hierdie ou het die gawe van tale, en daai ou kan kwansies dit uitlê. Hierdie suster en daardie broer kan hierdie sogenaamde ding doen in die krag van die Gees. Hierdie een val om, en daardie ene die mag om mense gesond te maak, en allerhande vreemde dinge wat ons in die kerk van die Here Jesus vind. En al wat ek agterkom is 'n gebrek aan eenvoudige Bybelstudie. As u die Bybel gaan lees op u eie, dan sal u gou agterkom, vriende, nadat die gemeentes gevestig is in Handelinge, dis die boek die Handelinge van die Apostels, die optrede van die Apostels, die vestiging van die kerk van die Here Jesus, gaan kyk, daar is net een gemeente, waar ons lees van snaakse manifestasies van die Gees, en dis die Korintiër gemeente, en Paulus spreek hulle hard aan daaroor. Dis nie vir ons 'n aanmoediging om in hulle voetspore te volg nie. Enige een wat hierdie gedeeltes lees sal gou agterkom. Dis nie vir ons 'n oproep om in hierdie vleeslike gemeente se voetspore te volg nie, maar juis 'n waarskuwing. As iemand 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. En wat ek vanmôre vir u ook wil sê, ek dink nie ek het die volle waarheid en dat ek alles weet van elke gedeelte in die Bybel nie, maar wat ek vir u kan beloof is dat ek week na week 'n studie doen van die gedeelte waaroor ek preek, en poog om so naby as moontlik te bly aan skrif met skrifverklaring. Binne die tradisie van en die oorleweringe van die apostels. Nie die nuwe apostels nie. Nie apostel Phil Wolverans of Benny Hinn of Ad Boshoff nie. Die apostel Paulus en die apostel Johannes en die apostels wat vir ons deur die Heilige Gees ook neergepen het, dit wat ons vandag lees. So verdra my maar in. Kom ons kyk vanmôre na die baie besondere Johannes 3. U sal onthou, Jesus praat met hierdie Joodse leraar, en daar is 'n gesprek. Hierdie man, sê die Bybel vir ons, sy naam was Nikodemus, hy was 'n owerste van die Jode, en hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, wat niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. Nou vra mense jou, ons as mense is verskriklik interessant. Vriende, as jy ooit verveeld raak met mense, is dit jou eie skuld. Alles interessant. Nou vra mense my, nou, hoekom het hy in die nag na Jesus gekom? En dan sê ek vir hulle, ek weet nie. Ons kan daaroor spekuleer as jy wil. Dit kan wees dat hy nag in sy hart gehad het, omdat hy skaam was, as Joodse leraar om na Jesus te gaan, bang was. Ons kan baie goed inlees, maar hier staan dit, hy het in die nag na Jesus gegaan. En nou prys hy die Here. Hy sê, Here, ek hou u dop, en die tekens wat u doen, kan niemand doen as God nie met hom is. Hy prys eintlik Jesus vir al sy werke. Want Jesus was God wat mens kom word het. En nou kom Jesus en hy, ek wil amper sê met baie respek en eerbied, hy val met die deur in die huis. Hy sê vir hom, Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer nie skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie.
Jesus antwoord voorwaar. Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan in die koninkryk van God nie ingaan nie. Nou gaan ons vanmôre net so vinnig daarna kyk. Hierdie het ook niks te doen met die ander ding wat in die kerk eintlik die evangelie verstik nie. Dis die gedagte van die doop. Mense wil nie vandag hoor of jy weergebore is nie. Hulle wil hoor of jy gedoop is. Nou as doop jou kon red, hoekom het Jesus gesterwe? Ek vra jou. Of besprinkeling of onderdompelingsdood jou kon red, waarom sou Christus gesterf het? So los die doop uit die evangelie. Want hierdie vers 5 het niks te doen met die waterdoop nie, ons gaan daarna kyk. Jesus sê, as iemand nie gebore word uit water en gees, die kan uit die koninkryk van God nie ingaan nie. En dan, wat uit die vlees gebore is vlees. Met ander woorde, ons eerste geboorte. En wat uit die gees gebore is gees. Die tweede geboorte of die wedergeboorte. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet, is 'n imperatief, is 'n bevel, jy moet weergebore word. En dan die besondere vers waarby ons gaan stil staan, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Nou niemand van ons het al die wind gesien nie, ons sien die effek van die wind, en dis dieselfde gedagte wat die Here hier wil deurgee. Ons gaan vanmôre stil staan by vers 8, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid en jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die gees gebore is. Die tema vanmôre dan, die koms en werking van die Heilige Gees. En ek gaan regtig vanmôre poog om hierdie Mustang van my in tweede rad te kry en dat ons deur hierdie boodskap kan werk as baie inligting. Ek wil nie te lank besig wees nie, maar ons moet dit as 'n platform lê vir dit wat in hierdie week dan sal volg. Nou vriende, vir u gesê, ons gaan vanmôre weer begin met Pinksterreeks, die wonderlike viering van die uitstorting van die Heilige Gees, soos die Here Jesus aan sy apostels beloof het en aan die kerk van Christus wat dan sou volg, die kerk deur die eeue, die Nuwe Testamentiese kerk, die eklesia, die uitgeroepenes, die uitverkorenes en die Heilige Gees wat ons sal leer en lei in die waarheid. Nou as ons die evangelie van Johannes bestudeer, dan sien ons vriende dat in die evangelie van Johannes is daar geweldig baie melding gemaak van die Heilige Gees. Jesus self is besig met sy afskeidswoorde. Johannes 14, 15, 16, 17 is waar Jesus nou afskeid neem van sy apostels. In Johannes 14 praat hy met hulle dat hy gaan plek voorberei. Johannes 15 die wonderlike gedagte van die ware wynstok en die lote. Johannes 16 baie klem op die Heilige Gees. Johannes 17 die hoëpriesterlike gebed. Jesus kom en hy kom leer sy apostels dat hy nou weggaan, maar dat hy vir hulle 'n ander trooster sal stuur, die Gees wat hulle sal lei in die volle waarheid. En ag vriende, ek gaan nie vanmôre poog om vir alles te sê rondom die koms, die rol, die werking van die Heilige Gees nie, want daar is letterlik al duisende boeke geskryf oor die persoon en die karaktertrekke van die Heilige Gees, die godheid van die Heilige Gees, die werkinge van die Heilige Gees. So dis onmoontlik om in hierdie paar minute tot ons beskikking met u alles te deel rondom die Heilige Gees. Wat ek gaan poog om te doen, is om die aandag te vestig op die gedagte dat die Heilige Gees deur Vader en deur die Seun gestuur is. Een en dieselfde Gees, God deur sy Gees woon nou in ons. En die Bybel sê vir ons dat hierdie Heilige Gees ons ook dan sal lei in die waarheid. En net so 'n paar verse uit Johannes 14 om net dit met dubbellyne te onderstreep dat Johannes geweldig melding maak van die Heilige Gees. Ons vind dit daar in Johannes 14. Jesus praat nou met sy apostels en hy sê, en ek sal die Vader bid. En van hierdie verse, vriende, wil ek net noem, gaan ek vir u vers vir vers uitlê in ons oordeenkings. Jesus sê, ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid. Die Heilige Gees gaan nie om met leuns nie. Die Heilige Gees gaan nie om met bedrog soos ons in kerke vind en snaakse manifestasies wat onder die vaandel van die Heilige Gees plaasvind nie. Vriende, hierdie goed is bedrog. Dis leuns. Dis om mense 'n rad voor die oë te draai, om iets by hulle te verkry en hulle iets te beloof wat voor God se troon nie gaan standhou nie. Daarom sê die Here Jesus, ek gaan vir julle die Gees stuur. Hierdie Gees gaan nie vreemde goed doen nie. Hy gaan nie vreemde manifestasies laat plaasvind nie, maar wat hy gaan doen,
Die waarheid wat ek julle geleer het, sal hy bly voortgaan om julle te leer. Dis presies wat op Pinksterdag gebeur het met die uitstorting van die Heilige Gees, toe Petrus die eerste boodskap preek aangaande die waarheid van Christus, dat hy die gestuurde Messias is. Toe kom 3000 mense tot bekering. So hy is die Gees van die waarheid, en hoor wat sê die Bybel, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. So God se Gees woon in sy kinders, soos ons vanmôre na sal kyk. Johannes 15:26, volgende hoofstuk. Jesus sê weer, maar as die Trooster gekom het, wat ek julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Net so vinnig ietsie wat ek vir u wil noem. Ek hoop u het dit opgetel terwyl ek gelees het. Mense vra jou, waar in die Bybel word daar melding gemaak van die drie-eenheid? Luister wat staan in hierdie verse. Jesus sê, ek sal die Vader bid en hy sal die Gees stuur. Die drie-enige God kom op verskillende plekke in die Bybel na vore. Selfde in Johannes 15:26. Hierdie Trooster, Jesus sê, sal die Vader na julle stuur. Die Gees weer 'n keer van die waarheid wat van die Vader uitgaan, en hy sal van my getuig, van Jesus, weer 'n keer die gedagte van die drie-eenheid. Johannes 16:7. Maar ek sê vir julle die waarheid, sien u die waarheidsbeginsel wat elke keer na vore kom? 'n Kerk is veronderstel om besig te wees met waarheid. As ek vanmôre hier staan en vir u lieg en bedrieg en vir u sekere goed beloof wat ek nie vir u kan gee nie, is ek 'n leienaar. En dan sê die Bybel is ons eintlik kinders van die duiwel. Vers 7 sê, ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. So hy, die Vader sal hom na julle stuur, ek sal hom na julle te stuur, want u sien die Heilige Gees is niemand anders as die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. So kom ons kyk vanmôre baie oorsigtelik na die koms en werking van die Heilige Gees. En vriende, die gedagte waarby ek die langste gaan stilstaan vanmôre, en ek vind dit nodig om vanmôre hierdie eerste gedagte vir u te noem en so bietjie langer by dit te gaan stilstaan, is juis omdat so baie mense twyfel en nie regtig verstaan wat die wedergeboorte behels en dat die Heilige Gees dit in harte kom werk nie. So die eerste gedagte van rondom die Heilige Gees is dat die Heilige Gees bewerk geloof en die wedergeboorte. Johannes 3 vers 5, daar staan Jesus antwoord voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. En dan die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, so is elkeen wat uit die gees gebore is. Nou vriende, as ons na die name en karaktertrekke van God se Gees kyk, dan sien ons baie duidelik dat die Heilige Gees die Gees van God is wat lewe bring. Die Heilige Gees is die Gees van God wat lewe bring. En ons sing baie keer daardie lied, lewend, makend, Gees van God, daal nou neer op my, breek my, smelt my, vorm my en vul my, lewend makend Gees van God, daal nou neer op my. Dan praat ons nou nie van dat ons sien hoe die Gees op ons neerdaal en ons lewend maak nie, maar die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Gees van God bring lewe. En waarom moet die Gees van God lewe in die hart van die mens bring? Omdat die mens geestelik doodgebore is. Efesiërs 2 vers 1 sê ons is dood in ons sonde en misdade. 'n Mens van sy geboorte af het geen aptyd vir God nie. Ons word miskien sekere geestelike liedere geleer en ons gaan sonnaskool toe, maar in ons wese, in ons menswees, het ons geen aptyd na hierdie God van die Bybel nie. Ons neig altyd na die kwaad, ons neig altyd na die sonde. Daarom moet die Heilige Gees geestelike lewe in my hart bring, alvorens ek my sondige toestand kan raak sien. Ek sien nie eers my sondige toestand raak en dan bring die Here geestelike lewe nie. Hy bring geestelike lewe sodat ek my sondige toestand kan raak sien. Dis presies wat Johannes 3 vers 8 vir ons wil kom leer. Die Heilige Gees gebruik verskillende maniere hoe hy dit doen.
Die gepredikte woord, die Bybel sê, hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie van vrede verkondig. En nou moet u nie dink, dit is net die predikante waarvan gepraat word nie. As u in die week die evangelie gaan verkondig by die skool, by die universiteit, by die werk, waar ook al in u buurt, by u familie, u vriende, dan is u besig om met hierdie evangelie uit te gaan, om vir mense te vertel van die Here Jesus Christus, wat na hierdie wêreld gekom het om te sterf en dan om lewe te bring in die harte van sondaarmense. Vriende, hierdie Heilige Gees wat uitgestort is op Pinksterdag is die Gees wat lewe bring in die hart van die sondaar. En dikwels vra ons vir onsself die vraag, nou waarna het Jesus verwys? Want onthou, die enigste Bybel wat Jesus gehad het in sy tyd was die Ou Testament. Hoeveel boeke is in die Ou Testament? 39, nee? 39 Ou Testamentiese boeke, 27 Nuwe Testamentiese boeke, so 66 boeke in die Bybel. Christus het in sy tyd daardie 39 Ou Testamentiese boeke gehad. Dit was alreeds gevestig, alreeds geskryf, alreeds aanvaar. En nou kom die Here Jesus en hy sê vir Nikodemus, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie. En die vraag is, waarna verwys Jesus? Kom ek vat u terug na 'n profesie in die Ou Testament en u sal baie gou agterkom wat staan in Esegiel 36. Nou in Esegiel 36 is daar wonderlike profesieë hoe die Here sy volk Israel gaan herstel. Onthou u die doodsbeendere? Esegiel sien hierdie klomp dooie bene en die Here vra vir Esegiel, dink jy daar kan lewe kom in hierdie bene? En Esegiel sê, Here, u weet. En ewe skielik kom daar 'n beroering en naderhand kom daar vlees oor hierdie bene en daar staan hierdie bene en is mense. En Esegiel sê, Here, en die Here sê, dink jy hierdie beenre kan lewe kry? En hy sê, Here, u weet. En die volgende oomblik het die Here sy gees daarin gestuur en hierdie bene het lewe gekry, hierdie mense het lewend geword, maar eintlik 'n beeld van die geestelike lewe. Hoor dit staan in Esegiel 36:25. Ek het sekere woorde onderstreep en doen dit in die Bybel ook. So my belangrik as ek lees, dan vat ek my pen, dan maak ek baie keer 'n vierkant of 'n reghoek of 'n driehoek om sekere goed, om vir my 'n patroon te gee wat ek nou lees. Wie is nou die hoofviguur? En jy sal sien 9 uit die 10 keer is dit die Here self. Hy sê hier in Esegiel, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Niks te doen met die doop nie. Niks te doen met dit wat ons as mens vandag as 'n voorvereiste vir wedergeboorte stel, of dan 'n moed vir nadat jy weergebore is. Hy sê ek sal skoon water op julle giet sodat julle rein kan word. Die eenvoudige gedagte van water het 'n wassende effek op mense. Ek het nou die dag vir een van my kinders gesê, dis een van die grootste vyande van die evangelie en dis die doop. Want almal hak vas by die doop. Is jy gedoop? Waarom is jy nog nie gedoop nie? Waarom is jy ongehoorsaam aan die Here? As die doop jou kon red, of as die doop 'n bewys van jou redding is, sou Christus nie kom sterf het nie. Jy moet tog ophou u ore uitleen vir al hierdie ouens wat jy onder die water wil druk na jou redding, na jou wedergeboorte. So asof Christus se werk aan die kruis nie genoegsaam was nie. So asof hy nie 'n volkomme werk gedoen het nie, dat ek nou 'n stap van gehoorsaamheid moet neem. Vir almal moet wys dat ek nou 'n kind van die Here is. Hulle wil aan jou vrug sien dat jy 'n kind van die Here is. Net so 'n voetnootjie. Die res van die vers sê, van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en ek sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Sê gou vir my in hierdie gedeelte, hoeveel van die mense is betrokke hierby? Niks. Dis van begin tot die einde God se werk. As jy vanmôre na 25 jaar nog die Here dien, dan is dit hy wat in jou begin het. 'n Goeie werk begin het en hy sal hierdie goeie werk voortsit en hy sal hierdie goeie werk beëindig. Die feit dat jy vanmôre opgestaan het en daar was 'n drang in jou hart om die Bybel te lees, dis God se gees wat dit in jou werk. Dis hy wat in jou werk om te bid. Vanmôre toe ek bid, toe sê ek, Here, dankie dat u in hierdie
sondige hart 'n begeerte wek om met U die God van hemel en aarde te praat. En dis presies wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees bring geestelike lewe. Dan wys hy my sondige toestand. Dit bring my by die uitroep om bekering. En ek kom na my bekering agter, dit was alles die goeie werking van God. Ek vra dikwels met trane in my navy blue eyes, waarom wil mense graag redding so toeskryf aan hulle self? Ek het Jesus gekies. Jy het hom nie gekies nie. Jy het hom nie gekies nie. Jy het nie die vermoë om hom te kies nie. Dis hy wat jou gekies het en jou deur sy Gees genade gegee het om uit te roep om genade. Johannes 15 vers 3 kom en hy illustreer vir ons baie duidelik hierdie gedagte. Ons is alreeds rein deur die woord wat God tot ons gespreek het. U sien hierdie vers het nie te doen met water noodwendig wat ons nou mee gedoop moet word, besprinkeling of onderdompeling nie. Hier gaan dit oor die selfde wassende effek wat water het. Op daardie ding wat ek was, of dit nou 'n kar of dit nou klere is, of dit nou skottelgoed is, die wassende effek, as jy daardie goed deur water sit, is dit skoon anderkant. En die Here sê, en hy kom deur sy Gees, hy bring lewe, sodat die bloed my kan reinig van alle sonde. By die eerste geboorte is ek mens, is ek sondaar. By die tweede geboorte deur God se Gees, kom maak hy my nuut. Hoor hoe pragtig stel Paulus dit in Titus 3 vers 4. Hy sê maar toe die goedertierenheid van God, ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons Here. Wat doen die Heilige Gees as hy lewe bring? Hy bring vernuwing. Hy bring 'n nuwe lewe na vore. Dis alles die lewendmakende werking van die Heilige Gees. Waarom vier ons Pinkster? Want Pinkster leer ons dat die Heilige Gees kom en hy maak mense in hulle sondige, dooie toestande lewend, sodat hulle nou in 'n nuwe lewe kan wandel saam met die Here Jesus Christus. Die baie bekende vers, Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof. Ek het vir u gesê, die Heilige Gees werk geloof en hy werk die wedergeboorte. Hoor hierdie geloof. Hy sê julle word gered deur geloof. Hierdie geloof is nie uit julle self nie. Dis 'n gawe of 'n geskenk van God. Nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Baie mense wat bely hulle behoort aan die Here, laat dit klink asof hulle slim genoeg was om die evangelie te verstaan, 'n keuse te maak en die ander is te dom om dit raak te sien. Is dit so? Die feit dat jy en ek dit raak gesien het, is omdat God geloof in ons hart gewerk het, omdat hy geloof in ons hart gewerk het, dat ons Jesus die Messias kan sien. Daarom sê die Here baie duidelik in die boek Johannes, die 6de hoofstuk, later verder in die 8ste hoofstuk en verder, niemand kan na die Vader kom as die Seun, of niemand kan na die Seun toe kom as die Vader hom nie trek nie. Daarom vriende, as jy vanmôre in hierdie kerkgebou sit en jy ken nog nie die Here nie, dan pleit ek by jou dat jy hierdie trekkende genade van God, wat ook vanmôre deur die waarheid van die woord na jou kant toe kom, sal sien. En as jy vanmôre bely jy behoort aan die Here, en daar is nog nie 'n vernuwing in jou lewe nie, dan sit jy met 'n groot probleem. Want die eerste ding wat die Heilige Gees doen, hy bewerk geloof om die Messias in sy heerlikheid te sien. En nou praat ons nie van 'n visioen of 'n droom of een of ander snaakse ding nie, maar hy deur die waarheid van die woord kom leer jou nood aan Christus. Hy is die enigste redder, hy is die gekruisigde verhewe heiland, en daardeur kom die wedergeboorte, die vernuwing deur die Gees, die uitroep om genade. Hierdie pragtige gedagte van die Heilige Gees word verder geïllustreer in die Heilige Gees kom maak woning en geessekerheid. Want u sien, die Heilige Gees sal nie wedergeboorte bewerk in jou hart as hy nie in dieselfde oomblik woning
kom maak nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Vriende, luister, 'n ervaring red jou nie. Een of ander manifestasie red jou nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie, soos elkeen wat uit die Gees gebore is. As die Gees geestelike lewe in my hart kom bring, is die logiese uitvloeisel om uit te roep om vergifnis, om genade. En as die Here vergifnis en genade skenk, dan kom woon hy in jou hart deur sy Gees. Hoe sal jy weet hy is weergebore? Kyk na jou optrede, kyk na jou lewe na jou wedergeboorte. Want u sien die Heilige Gees, luister gou, kom woon permanent in elke gelowige as 'n waarborg, as 'n pand, as 'n ewige erfdeel. En hy verseker ons dat ons kinders van God is en kinders van God sal bly. Red die Here ons vir 'n tyd, vir 'n week, vir 'n maand, vir 'n jaar, tot ons weer sonde doen, tot ons weer verkeerd doen? Nee, die goeie werk wat hy begin het, sal hy volëindig. En dis waarom ons die koms van die Heilige Gees vier. Want die Heilige Gees kom woon in ons harte. Hy kom bly in ons harte en hy verseker ons van ons wedergeboorte. Nou wil ek u vanmôre vra, want u kyk nou vir my en nou wil ek eers by u hoor. Voel u altyd gered? Okay, die meeste ouens is eerlik. Nee. Ons voel nie altyd gered nie. Paulus het nie altyd gered gevoel nie, want hy roep op 'n stadium uit en hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Gaan lees Romeine 6, 7 en 8, en besonder Romeine 7. Hy sê, ek ellendige mens. Ons voel nie, ons is altyd gered nie. Maar as ons na die woord gaan, dan weet ons is weergebore, omdat ons weet ons het ons sondes bely, want dit is God wat geloof in ons harte gewerk het, en ons sien die vernuwing in ons lewe, en ons weet al is ons nie meer wat ons was nie, ons is nou ook nie wat ons graag wil wees nie. Dit is die geestelike groei. Maar die Heilige Gees kom, en daarom met die inwoning van die Gees is daar hierdie blywende uitroep, Abba Vader. Ek sê nou dag vir Calvin toe ons huisgodsdiens hou. Ons moenie God heeltyd vrees nie. Ons het hierdie gedagte dat ons heeltyd so moet loop en koes en skerm dat die volgende weerligstraal ons nie gaan tref nie, want ek het miskien nou weer 'n gedagte bedink of miskien nou weer vir daai taxi drywer kwaad geword of iets in daai lyn. Dis nie die verhouding wat God met sy kinders het nie. God sal ons tig as ons aanhou sondig, dis verseker, soos 'n pa sy kind tig en hom probeer korrigeer, so sal God met ons ook doen. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat God se Gees werk in ons harte om gedurig uit te roep, my Vader, hoor my, help my, stel my in staat om U te verheerlik. En dan kom ek agter, deur die bestudering van die woord, dat dit eintlik hy is wat dit in my werk, om uit te roep, en in hierdie pad saam met hom te stap. Hoor wat staan in 1 Korintiërs 6 vers 19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie? As ek sondig ek met my siel, of met my liggaam? Met my liggaam. My liggaam doen die sonde. As ek steel, vat my siel, daai R50. Nie my hand vat dit. As ek kyk na iets wat ek nie nou moet kyk nie, kyk my siel daarna, nie my oë kyk daarmee, of daarna. Nou sê die Bybel vir my, God woon nou in my en hy's by my as my liggaam sondig. En dis wat my so paraat moet maak, en soos ek vanmôre gebid het, Here, help my om ten bloede toe weerstand te bied in my stryd teen die sonde. En dit bring ons by die volgende gedagte, want u sien, Efesiërs 1:13 sê, en wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel,
om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Die onderpand is niks anders as 'n verloofring nie. Nou ons praat nou nie van deesdae se verlovings nie. Oukie sê vir die meisie, hy's nie regtig lief vir haar nie. Ons sal nou nie sê wat is hy nie. Maar hy kyk haar so en sê van, ek smal oor jou en jy is die meisie van my drome. Wil jy my verloof raak en dit kan ons nou allerhande snaakse goedjies doen en en dan 2 weke later kan ek my ring terugkry. Hierdie ring is bestem vir die volgende girl. En dan so gaan hy aan. Dis nie wat ons van praat nie. In die antieke tye was dit so gewees. As Gerard met Ethel wou trou, was daar 'n ooreenkoms aangegaan. Daar was 'n tipe van 'n onderpand gegee, 'n waarborg gegee. Ek gaan na my pa se huis toe, ek gaan bou 'n ekstra vertrek aan. En dan 3 maande of 6 maande later, as daai vertrek gebou is, gaan haal ek haar. En sy kom na my toe, sy kom bly by my. Die pand was gegee, die waarborg was gegee, nou gaan haal ek haar om by my te wees. Die Bybel sê, die Gees is hierdie waarborg, wat in ons harte woon, en by die wederkoms gaan hierdie vereniging plaasvind, waar ons by die Here gaan wees. So die Heilige Gees wederbaar ons, hy gee geloof en hy wederbaar ons, die Heilige Gees woon in ons, en hy gee ons sekerheid daarvan. Die sekerheid lê gesetel in die nuwe lewe, wat nou in my lewe na vore kom. Die derde gedagte, die Heilige Gees vernuwe ons en heilig ons. U sien, die Gees lei die gelowige al meer, die kind van God, die weergeborene al meer, om te vlug van die sonde en te leef vir die geregtigheid van Christus. Dit produseer die vrug van die Gees in ons lewe. As jy nie vanmôre vrug dra nie, as ek nie vanmôre vrug dra nie, dan moet ons 'n vraagteken agter ons redding sit. Nou vra ek die vraag, nou wil ek u weer 'n vraag vra. Dra ons altyd al die vrug, soos ons dit moet dra? Nee. Mense is 'n interessante en 'n snaakse wese. Partykeer staan jy in die môre op en jy dink by jouself, vir wat is ek vanmôre so omgeëllie? Het niks gebeur nie, ek het lekker geslaap, die buurman se hond het nie geblaf nie, die vrou of die man het nie gesnork nie, daar is koffie in die pot, daar's melk in die yskas, alles loop reg, altyd reg, daar's 'n Toyota in die garage, alles gaan goed, maar ek voel vanmôre knorrig. En dan kom die vrug van die Gees. Gaan ek nou so optree vir die res van die dag, soos ek voel, of gaan ek in onderworpenheid aan God se Gees, wat eintlik God is, wat in my woon? Gaan ek hom die troonposisie wat hy in my lewe besit, gaan ek in hom gehoorsaamheid aan hom leef vandag, of gaan ek die dag deurgaan en in spyt en in berou en in trane vanaand in my kamer sit en sê, Here, ek is jammer dat ek vandag, verskoon die uitdrukking, soos 'n hooligan geleef het en mense se lewens om my moeilik gemaak het. Hoor, dit sê die Bybel, wandel deur die Gees. Nou vriende, ek het so 'n bietjie hierdie woordjie wandel, ek gaan daarmee afsluit ook. Die woordjie wandel beteken eenvoudig, laat die Gees jou lewe beheer. Leef deur die Gees. Die Heilige Gees moet ons lewens regeer. So Paulus sê, ek sê vir julle, laat die Heilige Gees julle lewens regeer. Dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Weet jy wanneer sondig ons? Wanneer ons nie onder beheer van God se Gees wil leef nie. Wil leef nie. Sonde is nie iets wat per toeval, sondig ek nie. Jy wil sondig. Want jy sê in daardie oomblik, alles wel is nie, verbaal is nie, sê in jou gedagte, ek sal nie nou dat God vir my sê wat om te doen nie. Hierdie vrou het my nou vies gemaak. Sy sal nou 'n piece of my mind kry. En sy sal hom goed kry hierdie keer. Laaste ek haar gespaar, hierdie keer spaar ek haar nie. Of die ou by my werk, of die ou op die pad, of miskien 'n gedagte wat ek bedink. So, Paulus sê, wandel deur die Gees, sê nie begeerlikheid van die vlees volbring nie. Die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat jy nie kan doen wat jy wil nie. Dink gou by jouself, voor jou redding, hoeveel stryd het jy gehad in jou siel? Min. Voor my redding het ek nie regtig veel ge-worry oor wie wat van my sê, of die Here, wat sê hy van my lewe nie, hoe kes? Hou parties saam die polismanne, doen snaakse goed. Al wat ek probeer het is, dat ek net nie uitgevang sal word nie. Of dat ek net nie so droog maak, dat ek in die tronk gaan sit nie. So jy het so in 'n mate bietjie, maar jy
Jy het nie regtig veel gehoor nie. Die dag toe die Here my siel kom red, toe begin die probleme. Maar toe begin hierdie gewete van my, wat lewend gemaak is deur die Heilige Gees. Al doen ek 'n geringe dingetjie, kom die gedagte, maar hoor jy, dit wat jy doen, is nie eie aan wat God vir jou sê nie. Daai dag het die probleme begin. So as jy dink as kind van die Here, jy het 'n, verskoon asseblief die Engelse, smooth sailing hemel toe. Ek is hier vanmôre om jou babbel te bars. Ek is jammer daaroor. Ek sal vir jou koffietjie maak aan die einde van die boodskap om jou te troos daarin. Maar ek en jy is in 'n stryd. En die grootste stryd is met onsself. Daagliks stry ons met onsself, met die wêreld en met die duiwel. Daarom die opdrag, wandel deur die Gees. Vers 18, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Dan die werke van die vlees, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedag, partyskap. My baie interessant is, ons wil baie keer die lelike goed uitlig. Daai een het oorspel gepleeg of hoerery gepleeg. Maar as ek kwaad praat of twis of jaloers is, plaat my nie baie nie. Dis dan my sulke groot sondes nie. Die Here sê dis die werke van die vlees. Hy sê afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie, maar die vrug van die Gees. So God se Gees gee geloof en hy wederbaar my. Die Heilige Gees, sê die Bybel baie duidelik, gee my sekerheid in my hart. Hy woon in my hart en nou vernuwe hy my. Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Weet jy waarom 'n yskas voor niks op het nie? Dat jy iets van die Bybel kan opsit. So as jy nou by die huis kom, gemaak vir jou 'n mooi boompie, dan noem jy dit die boom van die vrug van die Gees. En onder is die fondasie Christus en die stam, en dan sit jy die takke, en dan sit jy hierdie 9 eienskappe van die vrug van die Gees, en dan leer jy dit, en dan leef jy dit. En wanneer jou man op jou senuwees werk, dan kyk jy na die vrug van lankmoedigheid, en jy sê, my man, jy is my beste. I love you. Want jy is besig om my te heilig nou, in dit wat jy nou doen, wat my vlees sê, ek wil jou nou in jou keel gryp, en ek wil jou wurg tot jou tong uithang, maar die Bybel sê, lankmoedig. Dis 'n vrug van die Gees. Vriende, dink jy die Gees werk op 'n snaakse manier, dat ons hierdie geestelike ervarings en gevoelens moet hê? Nee, hy werk prakties. Daar by my huis, daar by die werksplek, daar waar ek miskien met ander mense skouers skuur, in die winkelkompleks. Ek is nie net heilig by my huis nie. Heiligheid by jou huis beteken niks. Dis heiligheid wanneer jy in aanraking kom met mense wat iets wys van Christus wat in jou woon. Vers 25, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat die Gees ons gedrag bepaal. En luister, as jy gesondig het, sê, mer. OK. Ons is te trots om jammer te sê. Hoor jy Eva, as jy nou my nie so kwaad gemaak het, dan so ek nie so kwaad geword het nie. So ek wil vir jou sê, eintlik is jou skuld, maar jammer daaroor. Nee. Ek is jammer want ek het teen God gesondig. En teenoor jou. Hoor dit sê die Bybel vir ons, ek moet vinnig maak, die tyd is amper verby. Daai horlosie het seker 'n Duracell in. Romeine 8:12, daarom dan broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om na die vlees te lewe nie, want as julle deur die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sien u, ons moet die werke bly doodmaak. Dit is 'n proses van doodmaak van die vlees en die hartstogte en die begeertes, dan sal ons waarlik lewe. Vrede in 'n huis, vriende, is amper soos ietsie van 'n hemel op aarde. En dis waar die Gees se werking begin, in my huis. En dan vloei dit uit na buitekant toe. En u bring vanmôre as huisgesinne, bring u vanmôre iets van God se Gees saam met u, omdat hy in u hart kom woning maak. Nie dat die Gees verdeeld is nie, hy's 'n persoon en in sy volheid woon hy in ons, maar as gesinne bring ons daardie werking van sy Gees, wat in ons lewens al pos gevat het, na vore, deur dit wat ons in die gemeente ook aan mekaar gee. Die vierde gedagte, die Heilige Gees skenk verligting en leiding in die waarheid. Ek gaan nie te veel daaroor sê nie. Die gedagte is eenvoudig, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner
aan alles wat ek gesê het. Jy sien, die Gees is die Gees van die waarheid, die Bybelboek is die boek van waarheid, en vanuit die Bybel word ons geleer wie Christus is, en wat hy ook in ons lewens wil kom bewerk. Johannes 16:13, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle lei in die hele waarheid. En dan kry ons die pragtige woorde van 2 Petrus 1:19. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle hart. Terwyl julle veral moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. So die Heilige Gees getuig dat hierdie Bybelboek God se waarheid is, wat hy aan ons kommunikeer, en deur die lees van die woord verlig die Heilige Gees ons verstand om God se heiligheid te sien, ons sondigheid te sien, en daagliks onsself voor die kruis neer te lê en te sê, Here, laat U meer word en ek minder. Ons praat baie oor die lees van die Bybel, ons praat baie oor die bestudering van die Bybel. Ek gaan nie te veel daaroor sê vanmôre nie, dit gaan in die oordenkings ook na vore kom, maar ek pleit dat u sal sien, dis die Gees se werking. Dit gaan nie oor 'n nuwe profeet wat opstaan en sê, die Here het vanmôre vir my 3 uur wakker gemaak, en ek het gesweef 6 tuin bo my bed, en ek het alles van bo uit die lug gesien, en die Here het vir my gesê, gaan sê vir my volk, gee geld vir hierdie bediening, want 'n korte vliegtuig om in privaatheid te vlieg oor die wêreld en die leen wat ek mee sit, aan ander mense te gaan verkoop. As u nou wonder waaroor ek praat, gaan kyk na baie van die TV-predikers, wat sogenaamd namens God praat, en God het nooit vir hulle gesê nie. Lees die Bybel, dan sal jy hoor wat sê God, en lees sy woord binne die konteks, dan sal jy verstaan wat hy bedoel. Die voorlaaste gedagte, die Heilige Gees skenk aan ons geestelike gawes, en ag vriende, dis baie belangrik om te sien, dat die Heilige Gees aan elke gelowige in die gemeente, elke weergeborene, gawes skenk. Hierdie gawes, vriende, is baie duidelik in 1 Korintiërs 12 vers 4, daar staan, daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, dis dieselfde Gees, verskeidenheid van bedieninge, en dis dieselfde Here, verskeidenheid van werkinge, tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Hoor nou belangrik, maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Miskien vra jy vanmôre, wat is my gawe? Wat is die talent wat die Here my gegee het? Wat is daar wat ek vir hom kan doen? Eenvoudig. Kyk na wat in jou gemeente aangaan. Daar is die kinderhuisbediening. Is daar in my hart 'n begeerte om saam te werk om daardie kinders vir God se koninkryk te bedien? Is ek miskien so bietjie opgewasse om met die klank te werk? Miskien is daar net die begeerte om by die ouetehuis werksaam te wees. Dis alles gawes wat die Here ons gee. 'n Gawe is eenvoudig om betrokke te wees by iets in God se koninkryk. Dis baie interessant as ons wil hemel toe gaan, maar daar's min betrokkenheid by God se saak op aarde. Hoe werk dit? Ons wil ewig by hom wees terwyl ons tyd vir alles het. Daar is sosialisering en daar is baie mense met wie ons te doen het, maar as dit kom by God se saak en God se werk, dan het die Gees by my verbygegaan. Die Gees het nog nooit vir my 'n gawe of 'n talent of een of ander iets gegee nie. Bybel sê baie duidelik, dis om te dien. 'n Gawe is om te dien, om vir die gemeente en vir die werk van die Here tot nut te wees. Daarom is die spreek in tale 'n klomp leuns, want dit verwar mense. Dit maak mense de mekaar in die gemeente. Die een dink hy's heiliger as die ander een, en die ander dink, waarom het die Here by my verbygegaan? Want dit is 'n mensgemaakte ding wat op hierdie aarde plaasvind. Ek wil vir u sê, ek is redelik uitgesproke oor hierdie goed, omdat die leuns male sonder taal na vore kom. Kerk na kerk, gemeente na gemeente, organisasie na organisasie. Die Gees werk in ons harte gawes om die kerk van Jesus te dien en die koninkryk van God uit te brei. Nou sê die Bybel, aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, aan die ander 'n woord van kennis, vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werking van kragte, aan 'n ander profeseë, aan 'n ander onderskeiding van geeste, aan ander allerhande tale,
aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. En nou sê jy vir my, Gerard, jy het nie jou gedeelte gelees nie, wat hier staan dit. Gesondmaking, tale, allerhande tale, en ag vriende, hierdie is baie eenvoudig binne die konteks van die woord om te verklaar. Was daar mense wat die gawe van tale gehad het? Ja, in Handelinge 2 vind ons dit, die apostel Petrus en die ander apostels, die Bybel sê hulle almal het in ander tale, nie brabbeltale nie, in ander tale die evangelie verkondig, sodat die mense self verbaas gestaan het en gesê het, hoe hoor ons hulle in ons eie taal praat? Hier was niks snaaks hier nie. Die Here het dit gegee vir 'n doel en 3000 kom tot bekering. Almal klop vir Petrus op die skouer en sê, wow, jy's nogal grand, kyk wat het jy tereg gekry nie. Nee, die doel was om die evangelie uit te dra. 1 Korintiërs 12 tot 14 kom Paulus en hy sê, luister, as daar enige iets in 'n gemeente gebeur, moet dit tot nut wees van die gemeente. En weer eens die gedagte, die taal wat hy hiervan praat, is die gedagte van glossa, verstaanbare dialek. Wie kan vir my sê wat die ander taal is? Die ene wat vandag in baie kerke na vore kom, wat is die naam daarvoor? Die Griekse naam. Gibberish. Nou wat laat gibberish jou aan dink? Garbage. Okay. Een en dieselfde Gees werk dit. Handelinge 1:8, ons grootste gawe, wat die Here vir elke kind van God gegee het, is om sy getuies te wees. Baie keer sê mense vir my, maar Gerard, ek het nie jou vermoë om te praat nie. Luister, jy het miskien 'n groter vermoë om met mense te kommunikeer as ek. Ek sukkel nogal om 1 tot 1 te praat, veral as te vreemde oues. Kry baie keer skaam en dink myself, ag, weet jy, miskien gaan ek oor my eie woorde val. Miskien gaan ek iets verkeerd sê. En nou kan jy vir my sê, maar hoe kan jy so dink? Want ek dink dieselfde. Ek is 'n mens, jy's 'n mens. Ek ken van my vriende en van mense wat in my gemeentes was, wat, ek wil vir jou sê, hy sal aan sy lamppaal staan en met hom begin praat. En hy sal later 'n reaksie kry. Ek het nie daai vermoë nie. Maar die voorreg wat die Here my gee is om hierdie gawe wat die Here my gegee het om te predik, met u te deel, sodat ek u kan opwek. En is daar tye waar ek met mense praat, verseker. By die golfbaan, wanneer jy langs 'n ou in 'n golfkarretjie sit, dit is nogal 'n geleentheid. Hy kan nêrens gaan nie, jy kan nêrens gaan nie. Al wat ek maar altyd dophou is die ou se hittegraad. Want as hy swak speel, bly ek ook maar stil. Anders te kry ek een van die 14 klaps teen my kop. OK, die Heilige Gees tree op as voorspraak en help ons bid. Dis die laaste gedagte vir u gesê, is dit 'n inleidende boodskap? Ons almal sukkel soms om te bid. Waarom sukkel ons om te bid, vriende? Omdat daar so baie afleidings is. Dis die selfoon, dit is sekere afsprake wat die dag nagekom moet word, dis mense wat ek moet sien, daar is dinge van die kinders wat gedoen moet word, daar is sekere dagtaakies, huistaakies wat verrig moet word, en met al hierdie goed kom ek in my studeerkamer of in my binnekamer, of in die plek waar ek bid, en my gedagtes hardloop so rond. En dan moet ek vir die Here vra, Here, deur u Gees, maak dit rustig in my hart. Somstyds oorweldig die hartseer my so oor dinge wat gebeur het, of dinge wat miskien in my lewe plaasvind, wat my ontstel het, miskien verlange na kinders, miskien 'n verlange na groter heiligheid, miskien 'n begeerte na die redding van siele, en dit gebeur nie, en somstyds is daar net trane wat loop. En ek sê, Here, u ken my hart. Dis presies die Heilige Gees wat in ons werk, vir ons voorspraak is en in ons bid. Hoor dit sê die Bybel. Net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Die beste gebed, vriende, is 'n Bybelse gebed. Bid die woord. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Here, heilig u naam deur my lewe. Laat u koninkryk kom. Here, help my vandag om u koninkryk uit te brei deur my lewe, deur my getuienis. En so kan ons deur die Onse Vader gebed bid. Behoeftes wat ons voor die Here lê. En ag vriende, wanneer die mond baie stil is en die woorde baie min is,
kan ons voor die Here stil word en sê, Here, U ken my hart. Daar is dikwels sulke tye in my lewe, wat ek vir die Here sê, Here, en ek het dit al vir die Here gesê, en miskien kan U dink ek is weird. Ek is seker baie keer. Ek praat baie keer met myself. Maar baie keer sê ek vir die Here, Here, ek wil nie vanmôre eers my eie stem hoor nie. Ek wil nie. Want baie keer praat ons so baie. Here, U weet, U ken my hart. Onthou U vir Hanna daar in die tempel? Al wat Samuel of wat Eli gesien het, is haar mond wat beweeg. Haar hart was swaar. Maar toe sy uitstap uit die tempel, toe was haar hart lig en haar las was voor God neergelê en sy het geweet, hy het haar gehoor. Dis klaar, vriende, ek is klaar. Kom ons vat gou saam die koms en werking van die Heilige Gees, baie oorsigtelik. Ek het letterlik net geraak aan elke gedagte. Die Heilige Gees bewerk geloof en die wedergeboorte. Die uitvloeisel daarvan is dat hy kom woning maak in hy geessekerheid. Hy heilig en vernuwe ons. Hy skenk verligting en leiding in die waarheid, dat ons die woord kan verstaan. Hy skenk aan ons geestelike gawes, sodat ons nuttig vir die koninkryk van God kan wees. En hy help ons wanneer ons bid. Hy's 'n voorspraak by die Vader. Hy tree vir ons in en hy bid en leer ons ook bid. Ek wil afsluit met hierdie woorde waarmee ek begin het. Wandel deur die Gees. Vriende, kom ons steun swaar op die werking, leiding, krag van die Heilige Gees. Laat die Gees jou en my lewe beheer. Laat die Heilige Gees deur ons leef. Laat die Heilige Gees ons lewens regeer. Dan en dan alleen sal ons leer om versigtig te leef, die vrug uit te leef en God in alles te verheerlik. Die oordenkings volg hierdie week. As daar enige vraag mag wees oor die Heilige Gees, die werking van die Heilige Gees, is u welkom om vir my te stuur. Ek kan 'n opname daaroor doen of u net direk antwoord. Maar kom ons groei deur die krag van die Gees as gemeente sterk in die Here, liggaam van Christus, om dan ook uit te gaan in 'n donker en 'n bose wêreld wat die evangelie so broodnodig het. Kom ons bid saam. Vader, daar is so baie om te sê oor u wonderlike Heilige Gees wat u uitgestort het op Pinksterdag. Daar's soveel verdraaiings wanneer dit kom by die Gees en die werking van die Gees, dat ek vanmôre bid dat u vir my en hierdie gemeente wysheid sal gee, insig en kennis en verstand, dat ons u wil sal doen. Ag Here, help vir ons dat ons in hierdie Pinkstertyd ook werklik sal dink oor die persoon van die Heilige Gees. Ons het al soveel inligting ontvang daaroor, maar die vraag sal vra in hoe mate die Heilige Gees beheer van my lewe. En ag Here, mag ons dan ook soos daardie pragtige lied vir ons leer, uitroep, lewendmakend Gees van God, daal nou neer op my. En dis nie 'n snaakse ervaring, dis eenvoudig, dat die Gees my hart meer verlig vir die waarheid van die woord, dat ek dit beter sal verstaan, dat ek dit met groter vrymoedigheid sal uitleef, 'n groter dissipline in my lewe sal toepas om getrou te wees aan die opdragte van die woord, om u dan in alles te verhoog en te verheerlik. En Here, ons bid hierdie dinge in u naam terwyl ons dit bid met danksegging.